Dit is my voorreg om vanaand die eerste diens waar te neem van die paar dienste wat ons gaan doen hierdie week tot by Saterdag en Sondag. Ek het julle gesê, ek wil julle sê die hele dag het ek sulke butterflies op my maag. Dis asof die Here vir my sê ons kan vanaand iets verwag, prys die Here. Ons kan vanaand iets verwag van die Here af. Ek wil vanaand vir julle sê, julle wat nog nie met die Heilige Gees vervul is nie, julle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, sê net vanaand is my aand. Sê bietjie, vanaand is my aand. Prys die Here. Ek wil vanaand vir jou sê, vanaand is jou aand. Die belofte is daar. Dit is jou aand vanaand. Prys die Here. Toe net weer gou vir ons daai skrifgie opsit. Ek wil saam met julle lees uit Lukas 11 vers 9 uit. Hy sê, ek sê vir julle bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eie vra vir hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Eenvoudig. Plain eenvoudig. Nou ek het hier geskryf, vir wie is die Heilige Gees? Vir wie is dit? Ek wil vanaand vir julle sê, vir elkeen van ons, prys die Here. Handelinge 2:38 en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte, dit is my so mooi, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, en die wat ons God na hom sal roep. Dis ons. Prys die Here. Raak julle nie opgewonde nie? Amen, prys die Here. Vir ons. Party mense dink dit is vir iemand anders, of jy dink nee, dis dalk vir die ou hier langs my. Ek wil vanaand vir jou sê, dit is vir jou. Dis vir elkeen vanaand wat hier sit. Ja, jy moet tot bekeerd wees. Nie noodwendig gedoop nie, maar dis baie belangrik jy later gedoop word, maar jy moet 'n kind wees. Jy moet kan sê, my Vader. Want as jy nie kan sê my Vader nie, het jy nie 'n deel aan die Gees. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy dit nog nie kan sê nie, moet jy dit gou sê, want jy mis. Jy mis 'n groot blessing van die Here. Nou in die Bybel is daar altyd 'n paar terme as hulle praat oor die Heilige Gees. Partykeer sê hulle en die Gees was op hom, of die Gees het oor hom gekom, of hy's gevul met die Heilige Gees, of hy's gedoop in die Heilige Gees, of hy was vol van die Heilige Gees. Nou ek wil vanaand praat, miskien gaan my ander boeties later in die week praat oor die ander, maar ek wil praat vanaand oor die gedoop en om gevul te word met die Heilige Gees. Die Heilige Gees was nog altyd daar. Dis nie ewe skielik na Jesus wat hy gekom het, hy was nog altyd daar, maar dit is vir my so mooi. Ekskuus, soos ons aangaan, in die Bybel, kon jy sien hoe verander Jesus se rol, en hoe verander die Heilige Gees se rol, en dit is vir my so mooi. Weet die Heilige Gees was vir 'n paar ouens beskore. As daai profete seuns daar kom, het hy oor hulle gekom en hulle het geprofeteer. Of as 'n Samson daar kom, het hy oor Samson gekom en hy het hom die krag gegee. Maar weet jy wat? Daar kom 'n belofte wat Jesus sê, ek gaan die Heilige Gees oor julle laat kom, vir julle almal. Ek gaan hom aarde toe stuur en hy gaan vir almal beskikbaar wees. Nie net vir 'n paar nie, maar hy gaan vir die hele wêreld beskikbaar wees as jy in hom glo. Ek wil vanaand vir julle sê, 'n groot deel van die Heilige Gees gaan om te glo. En ek gaan dit later bietjie meer verduidelik. Jesus sê, hy het weggegaan, Lukas 22 vers 49, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Okay? So, wat gebeur is, Jesus het weggegaan, en nou is die Heilige Gees nog, 'n paar uit hulle op van sy disippels die Gees geblaas, maar dit is nog nie vir almal nie, dit is tog nog net vir daai paartjies. Maar hy sê vir dit gaan voordelig as ek weggaan, want as ek weggaan, dan kan die Heilige Gees kom. Dan kan die Heilige Gees kom.
Maar ek lees 'n mooi ding hier. Hy sê vir hulle, gaan wag in Jerusalem totdat julle toegerus word met die krag. So hulle het dit nie dadelik gekry, hulle moes eers gaan wag vir die Heilige Gees. En dan gebeur die groot ding. Handelinge 2 vers 1. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos die van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Ek dink dit moet geweldig wees om ewe skielik daar te sit en alles begin ruk en bewe. En dit is my so mooi. Toe die Here hom geopenbaar het, was dit so 'n stil windjie. En nog steeds, as die Heilige Gees nou kom, is dit net so 'n windjie wat deurwaai. Maar hy kom met krag. Prys die Here. En toe is deur hulle tonge gesien soos vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in tale soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. En weet julle wat? Sien ek hierso. Ekskuus. Dis die heel laaste keer wat iemand gewag het vir die Heilige Gees. Skok ek julle? Die laaste keer wat iemand gewag het op die Heilige Gees. Ek weet baie kerke en ek wil dit nie veroordeel nie. Uit kampe dan gewag ons vir die Heilige Gees. Ek wil vir jou sê hy is elke dag beskikbaar. Elke dag. Prys die Here. Ek het so 'n bietjie gaan kyk. Ek gaan julle nie lank besig hou nie. Ons gaan nog lekker bid nou. Ons gaan lekker bid. Maar ek het bietjie gaan kyk. Hoe het hulle dit gedoen in Petrus en in Paulus se tyd? Wat het hulle gemaak? Wat mis ons? Want ek weet nie van julle nie, maar dit klink vir my altyd so 'n ingewikkelde ding om met die Heilige Gees gevul te word. Stem julle saam? Dit klink altyd so ingewikkeld. Ek wil vir julle sê dit is baie maklik. Hoor wat gebeur. In Samaria was Filippus besig om die evangelie te verkondig en daar kom 'n klomp mense tot bekering. En Petrus en Johannes gaan toe af om vir hulle te gaan bid vir die Heilige Gees. Handelinge 8 vers 15. En hulle het toe afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Dis nou die nuwe bekeerlinge. Handelinge 8 vers 16, want hy het toe nog nie op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Handelinge 8 vers 17. Hulle het toe die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Kan dit so maklik wees? Dat ons moet daar wag, vas en bid. Die Here soek vir dae aan mekaar vir die Heilige Gees. Nee, ek wil vir julle sê dit is nie so nie. Dis hoekom hier's vanaand bekwame mense wat gesalf is deur die Here, wat hulle hande op julle kan lê. Prys die Here en laat die Heilige Gees van God oor jou kan kom. Kan ek nog 'n amen kry? Prys die Here, want weet jy wat? Die Here het bekwame mense opgelig en aangestel om dit te kan doen, sodat ons eenvoudig net die Heilige Gees kan kry. Ander ene, Paulus in Efese. Hulle is daar besig en daar's 'n paar disippels daar en hy kom by hulle en hy vra vir hulle, het julle al die Heilige Gees? En hulle vra vir hom, nee, ons het nie eens geweet daar's die Heilige Gees nie. In Handelinge 19 vers 6. En Paulus hy praat met hulle oor die doop en so aan, en Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Eenvoudig. Hy het hulle, ek wil weer sê, nêrens het hulle gesit en wag of moes hulle vas en bid vir die Heilige Gees nie. Toe Paulus sy hande op hulle lê, toe die Heilige Gees op hulle. Cornelius, die hoofman, het julle al gelees van hom? Hy was besig om te vas en te bid, maar nie vir die Heilige Gees nie. Hy wil net nader aan God gekom het. En God sê vir hom, laat hulle vir Petrus gaan roep. En Handelinge 10 vers 44. Toe kom Petrus nou daar, ek nou nie storie vooruitloop nie. Toe kom Petrus daar en hy begin hulle die evangelie te verkondig van Jesus Christus. En weet julle wat gebeur? Nog voor hy sy hande op hulle kon lê, toe vul God hulle met die Heilige Gees. Nog voor hy sy hande op hulle kon lê, toe vul God hulle met die Heilige Gees. Ek wil vir julle sê, dis so maklik dit is. Handelinge 10 vers 44 sê, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woorde gehoor het. Net daar vir die hele met die Heilige Gees. En weet julle wat vir my nog so mooi is?
Dit was nie Jode nie. Dit was heidene gewees. En weet jy wat? Hulle was nog nie eens gedoop nie. Gaan lees 'n bietjie. Hulle was nog nie eens gedoop nie. Toe vul God hulle met sy Heilige Gees, want ja, dit is goed om gedoop te word, maar dit is, en dit is belangrik, ek wil nie sê jy moet nie, dit is baie belangrik om gedoop te word, maar as jy vanaand nog nie gedoop is nie, gaan niks en niemand keer dat jy nie vanaand kan gevul word met die Heilige Gees nie. En daarna gaan laat doop jou. Baie, baie belangrik dat jy dit sal doen. Prys die Here. Ek wil weer terugkom, Lukas 11 vers 19. My skrifgedeelte, heel onder. As julle dan wat sleg is weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees nie gee aan die wat hom bid nie. Prys die Here. Weet julle wat, ek luister 'n getuienis van iemand wat hulle praat oor die Heilige Gees en om gevul te word met die Heilige Gees. En hierdie persoon sit voor in die kerk en die pastoor sit sy hande op hom en hy bid vir hom en die volgende oomblik begin hy in tale te praat. Maar al wat jy hoor is klak, 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 klak. Al wat hy sê. En hy dink by homself, dit is weird. Hy sê, pastoor, nee, dit kan nie die taal wees nie. En hy stop. En weet julle, na die diens stap iemand daar agter uit na hom toe en hy sê vir hom, weet jy wat? Dis die suiwerste Boesman taal, ek het in Kalahari groot geword. Boesman taal wat ek in my hele lewe nog ooit gehoor het. Ek wil vanaand vir jou sê, ek wil jy moet geloof hê vanaand. Luister vir my. Al klink dit vanaand hoe snaaks. Al klink dit vanaand vir jou net soos la 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 of wat ook al. Ek weet van mense wat net dit sê. Maar boete, as hy begin la la la, dan wil jy gaan wegkruip onder die stoel, soos God se krag daar. Al wat jou gaan keer vanaand, dat jy nie die Heilige Gees gaan kry nie, gaan jou eie gedagtes wees. Dit gaan die invluistering van die duiwel wees. Want weet jy wat, hy wil nie hê jy moet die Heilige Gees ontvang nie. Hy wil nie hê jy moet maar daai krag toegerus word wat hy nie kan staan nie. Want as die krag van God se Gees daar kom, kan hy nie staan nie. Amen. Hy kan nie, prys die Here. Dis hoekom jy vanaand God se Gees nodig het. Amen. Jy kan nie sonder God se Gees nie. Al wil jy, al probeer jy kan nie. Nou wil ek vanaand vir julle iets hierso sê. En julle gaan dit nie kan glo nie. Hier's mense wat vanaand hier sit, wat iemand die hande opgelê het, jy het nooit tale gepraat nie, maar jy's klaar vol van God se Gees. Hoekom? Want jy is te skaam om daai taal te praat. Is ek reg? Want jy hoor dit wanneer jy bid en jy hoor jy dit, maar jy kan dit nie uitspreek nie. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy voorkom bid, ons gaan in tale praat. Ons gaan God loof en prys vanaand. En as daai woorde in jou mond inkom, wil ek hê moet jy dit praat. Moenie stop nie. Moenie laat die duiwel vir jou sê nee, man, dis 'n klomp gebrabbeltaal nie. Moenie dat hy dit vir jou sê nie. Ek wil vir julle vertel. Kom net tot bekering. Kom net tot bekering. En ek soek die Heilige Gees en ek hoor van die Heilige Gees en ek sien al die ou oomies praat in tale en ek praat nie in tale nie. En weet jy, dit was net 'n spesiale diens by 'n ander kerk en ons kom daarin en ek vat nogal toe iemand saam wat in die groot kerke uitkom en ek dog, maar nou net te snaaks so goed gebeur vanaand dat hierdie ou skrik nie want ek werk nou hard aan hom. En in elk geval, daar so 'n galery en ek sit bo op die galery. En pastoor Ivan Browning preek daai tyd daar, baie jare terug, nog jonk, baie jare gehad, prys die Here. En hy preek, en ek kan nie onthou wat het hy gepreek nie, maar hy sê, maak julle oë toe, en ons maak ons oë toe, en hy vra, wie van julle hier was al dronk? Want hy gaan nou praat van die Heilige Gees, en ek steek my hande op, hy sê, ek is dan bly om te sien, is een eerlike ou in die kerk, en toe ek my oë so oop maak, dus ek die enigste met my hand in die lug, en God vul my met 'n blydskap, en net dan begin ek in tale te praat. Niemand het hulle hand op my gelê nie, net dan gee die Here my die gawe van die Heilige Gees. Ek wil vanaand vir jou sê, as hy dit vir my kan doen, as hy dit vir ander mense kan doen, kan hy dit vanaand vir jou ook doen. Ek wil nou vir jou sê, ons groot probleem is, ons is te skaam. Ons is te skaam om hard te bid, is ek reg? Wat nog om in 'n taal te bid? Maar ek wil vanaand vir jou sê, en ek praat nou die dag, sy gaan baie kwaad wees vir my vrou. Ons praat so, want sy is 'n introvert. En ek weet nie, maar dit lyk asof die introvert nie met die Heilige Gees vervul word nie. Hulle word ook met die Heilige Gees vervul. Ook. Hulle het net nie altyd die vrymoedigheid om so lekker te praat soos ons nie. Prys die Here. Ek onthou pastoor het altyd gekla
Ekskuus asseblief as hy so sag bid. Kan die vrou nie hard bid nie en ek het die Saterdag gehad. Maar weet julle wat, wanneer my vrou daar besig raak met die Here, dan weet ek. Prys die Here. Ek wil vanaand vir jou sê, God se Gees is al dalk lankal binne in jou. Lankal. Maar jy gee hom net nie 'n kans om te manifesteer nie. Weet julle wat is die invulling van die Heilige Gees? Weet julle wat is dit? As ek dit kan definieer vanaand. Dis die Gees van God wat manifesteer binne in jou. Dis al. Dit is al. Ek wil nie vanaand praat hoe belangrik is dit om met die Heilige Gees vervul te word nie. En wat dit vir jou doen daarna nie. Ek dink van my boeties gaan dit dalk vanaand na my doen. Hulle gaan dalk daarmee besig wees. Maar ek is vanaand hier om vir jou vanaand te sê, vanaand is jou aand om met die Heilige Gees van God vervul te word. Amen.